Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie reis voort te sit, om U te ontmoet op hierdie pad na ons soeke na wysheid. Here, ons is so oor amper sê verdrink in 'n wêreld van inligting, van kennis, van antwoorde soek, en ons het so baie. Maar tog kort ons soms wysheid. Ons soek wysheid in die alledaagse, en is wysheid wat ons by U kom soek. Dankie dat U 'n God is wat vir ons wysheid gee, as ons daarvoor vra. Dankie dat die Gees wat in ons lewe is, ook hierdie kennis en insig in ons lewe laat amper sê wortel skiet, dat ons sal vermeerder in hierdie kennis en wysheid. Maar help dat ons vanaand ook hoor wat U van ons vra, as ons 'n lewe van wysheid leef. Amen. Ek het in ons vorige sessie begin met 'n stalkie van ons dogtertjie wat van Winnie the Pooh die karakter hou. Nou ek wil graag vanaand dalk hierdie wysheid van Winnie the Pooh voortsit, deur een van 'n ander gunsteling verhale van Winnie the Pooh ook met ons te deel. Dis die bekende boekie, of die verhaal wat gaan oor 'n dag vir Eeyore. Nou, in hierdie dag, normale dag, Eeyore is mos 'n karakter wat van self baie gespanne en depressief is, en hy's meer depressief as 'n ander dag. Miskien is dit omdat hy in die water gebons is, deur tier of deur tiger, maar die punt is, hy's baie hartseer, en hy's baie bedroewig, angstig, gespanne, depressief. En Pooh kom met agter, en Pooh gaan hom toe en sê, Eeyore, wat is fout? En Pooh kom toe tot die insig, die kennis, hy kry dit, dat dit is Eeyore se verjaarsdag, en niemand het dit onthou nie. Pooh besef, okay, maar hy kan iets doen omtrent, hy hardloop huis toe, en hy gaan vir Eeyore 'n geskenk gee, en hy kry 'n pot heuning. Tipies soos die karakter van Pooh, op pad om die geskenk te gee, stop Pooh en hy eet die pot heuning leeg. Hy gaan na uil toe, en uil skryf 'n boodskap op die pot, maar die punt is, hy het 'n leë pot wat hy vir Eeyore kan gee. En so wil Varkie of Piglet ook vir Eeyore 'n ballon gee vir sy verjaarsdag. So hardloop Varkie of Piglet met hierdie ballon, en die ballon bars. So lank storie kort, wat wil Pooh en Piglet vir Eeyore gee vir sy verjaarsdag? 'n leë pot met 'n boodskapie op en 'n gebarste ballon. Nou hulle gee hulle dit vir hom, en nou kan jy dink, vanuit ons alledaagse invalshoek sal ons sê, maar dit is nie hoe geskenke werk nie. Maar wat doen Eeyore? Hy's verskriklik bly. Hy sê, hy kan nie glo dat mense vir hom sweetsie gee nie. Hy vat die ballon, hy sit dit in die pot, en hy sê, nou het hy 'n pot om sy ballon in te sit. Nou wat leer dit vir ons van wysheid? Presies dit. Wêreldse inligting, kennis, feite sal sê, dit is nie hoe geskenk lyk nie. Het moet bruikbaar wees, het moet uniek wees, het moet nuut wees. Maar wat wysheid dalk miskien vir ons in hierdie oomblik kan leer, is dat wat het Eeyore nodig? Wat het hy in daai oomblik nodig? Hy het nodig dat sy vriende besef, raak sien, hy verjaar. En dat hulle vir hom 'n partytjie reël. En in daai oomblik is dit die regte antwoord. Is dit dalk nie miskien die wegspringblok as dit kom by wysheid nie? Want wysheid is daarom nie net slegs om die regte antwoorde te hê nie. Jy ken inligting, jy het feite nie. Maar wysheid is om te vra, die oomblik wat reg voor jou is, die persoon, die mens, en die konteks, die situasie, hoe kan ek dit reg lees? Dit is wat ons graag vanaand in hierdie sessie bietjie wil prakties uitpak. Want jy weet presies waant om te gaan om feite te kry, kennis te kry, inligting te kry. Jy kan al jou antwoorde, jou vrae beantwoord word deur al hierdie, kom ons sê nou maar die large language models te gebruik. Maar die punt is, nie elke konteks, situasie, interaksie met 'n persoon, vra dieselfde vraag, moet dus dieselfde kennis, inligting, antwoord voorgee nie. So waar ons verlede week, vorige sessie gevra het, wat is wysheid, wil ons vanaand juist half prakties maak. Hoe lyk of werk wysheid in die praktyk? En dis tog wat hierdie Bybelskool doen. Dit is waar die lewe gebeur.
So, die vraag of die hoofgedagte vanaand is, wat vra hierdie oomblik as ek die alledaagse doen van my voor God? Of dalk anders gestel, wysheid is liefde wat deur kennis, inligting en fyn aanvoeling leer onderskei wat getrouheid vra in hierdie oomblik. Dit is wat ons gaan probeer op die tafel sit en uitpak as ons na 3 tekste kyk. Prediker 7, Prediker 10, as ook so Filippense 1. So kom ons begin en ek lees Prediker 7, vers 13 tot 14. Kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Wees bly op die dag van voorspoed. Dis dat 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. Soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Mag dalk dink Pierre, want dit is 'n vreemde teks wat hier vir ons lees, want dit gaan oor wysheid. Maar die eenvoudige antwoord van hierdie 2 verse sê, nie elke dag vra dieselfde reaksie nie. Dis wysheid. Om kennis te hê, beteken jy het feite en jy wil elke dag dit copy en paste. Maar wysheid vra dat elke dag anders lyk. En miskien is jou antwoorde aangepas vir die situasie. Nou hoor my mooi, ek sê nie ons moet verskillende antwoorde of antwoorde aanpas of feite aanpas nie, nee. Ons sal sien vanaand dat die konteks, die oomblik, die situasie, die persoon voor jou sal dalk iets anders van jou vra as net kou, roue feite. So, Prediker sê vir ons eenvoudig, op 'n goeie dag, wees bly, fees, vier fees. Daar's 7 keer wat hy in die Predikerboek sê, eet met 'n blye gemoed, drink jou wyn met blydskap, sit om die tafel met vreugde, werk, want dit is 'n vreugde wat God vir jou gegee het. Wees bly. Maar dan sê hy, daar gaan slegte daar ook wees. So hy is nie naïef oor hierdie realiteit nie. Ons is nie op hierdie emosionele hoogtepunt van alles gaan net altyd goed nie. Hy sê slegte dae kom ook. En dan wat sê hy? Dink na daaroor. Dit is al te eenvoudig. Want dink in jou eie lewe, as jy 'n goeie dag het, miskien is jy bang dit gaan verby, miskien is jy lus om die presiese redes oor hoekom dit so goed uitgewerk het uit te vind, sodat jy dit kan dupliseer. Miskien is dit so in ons eie lewe met ons jong dogtertjie. Ons mos altyd hierdie grappies as jou kind sukkel om te slaap as 'n jong baba of 'n toddler, en sy slaap of hy slaap deur vir die eerste keer as 'n baba. Dan gaan sit jy en jou man en vrou en jy maak 'n presiese diagram en sê wat het ons gegee om te eet, hoe laat het ons bottel gegee, hoe warm was die bottel, hoe laat het ons gebad, hoe warm was die water, dat jy presies daai dag so kan dupliseer, om te hoop die baba slaap weer deur. Maar dan kom jy agter die lewe werk nie so nie. So miskien as jy 'n goeie dag het, probeer jy dit doen. Wat het gemaak dat ek so 'n goeie dag het? Kom ek streef dit weer na om so 'n goeie dag te hê. En soms is dit reg. Maar ander dae gebeur slegte goed. Dan sê Paulus, dink na. Nou ek dink in ons wêreld draai ons om. So 'n goeie dag kom en dink ons na en ons soek rede oor hoekom dit goed gegaan het. Maar die wysheidsprediker hier, of die prediker skrywer sê, daar gaan slegte dae wees. Dalk moet jy dan stiller wees, stadiger wees en dit nadink. Nie rede soek oor hoekom dit sleg gaan nie. Want ek dink dis waar ons as gelowiges sukkel. Ons soek rede, ons soek antwoorde oor hoekom dit sleg gaan. En die prediker sê so vir ons, dink na. Hy sê nie, gaan soek antwoorde en God sal vir jou die antwoorde gee nie. Maar die antwoorde is, as daar 'n slegte dag is, wat gaan kom? Dink na. As 'n goeie dag is, wat gaan kom? Wees bly. En dan moet ons ook as 'n voetnoot, maar ek dink is ook belangrik, Prediker 7:14 reg lees. Want die teks sê, God stuur vir jou slegte dae en ook so goeie dae. Of wat was die teks, dat ek ieder dalk beter direk lees? Soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Met ander woorde, goeie dae en slegte dae. So ons mag dalk dit verkeerd lees deur te sê, God stuur dus vir jou slegte dae en goeie dae. Maar dit is nie wat die prediker hier vir ons sê nie. Hy gee nie 'n maklike verklaring, antwoord vir jou slegte dag of vir die pynlike dinge wat in jou lewe gebeur nie. Die punt van hierdie vers is juist, die mens kan nie weet wat voorlê nie. Ons kan nie weet wat môre bring nie. Daar's 'n grens aan ons verstaan.
Dit vat hand aan laasweek se sessie van Prediker 1, om te besef, God is God en ek is ek. Daar's 'n beperking, 'n grens aan kennis, feite, inligting. So Prediker sê dis vir ons, hy sê die goeie dag en die slegte dag lê albei binne die werklikheid van 'n lewe voor God. 'n Goeie dag is nie 'n ongeluk nie. 'n Slegte dag is ook nie buite God se bereik nie. Maar jy sal nie altyd kan uitpleis die rede, die waarom, die hoekom die dag so gebeur het nie. Maar Prediker sê, wysheid, leef die dag. Leef die dag soos dit kom. En ek dink die sleutel is om onderskeid te hê. Of onderskeiding aan te kweek. Want dis die moeilikheid, as jy daai one size fits all dag vat, jy copy en paste om elke dag en dan dink jy, jou lewe soos 'n robot. Soos 'n large language model, wat kode is, wat binêre kodes is, na sy inkomste en uitkomste, en elke dag gaan geautomatiseer wees, geprogrammeer wees. Die lewe werk nie so nie. So wysheid vra vir ons dus, van Prediker 7, leef elke dag, lees dit reg, en leef die dag soos hy voor jou lê. En dit is waar Prediker 10, as ek die brug bietjie verder kan vat, vir ons 'n paar praktiese riglyne gee. Oor net 'n klein onderskeid hê om te sê, hoe kan ons begin die dag reg lees? Een, te besef, dit lê binne God se ryk, maar tweedens, ons kan dit nie bepaal nie, beplan nie, bestel nie, maar ons kan dit leef. En wat vra wysheid om dit te leef? Nou Prediker 10, dink ek, help ons hiermee. Nou Prediker 10, as jy dit vinnig lees, of as jy Prediker 10 lees, is dit lukrake, jy kan amper sê los spreuke. Maar as jy Spreuke 10 lees, dan dink ek ons tog 'n baie duidelike mooi patroon van wysheid word sigbaar in die gewone, in die alledaagse oomblikke van die lewe. Nou, wat is 'n paar riglyne wat ons uit Prediker 10 uit kan vat? Prediker 10 vers 1. Dooie vlee laat self stink en gis. Bietjie dwaasheid gaan doen meer kwaad as wat wysheid en eer gedoen. So, een vers gee ons hierdie beeld, hierdie konsep, hierdie impak van klein dinge. 'n Paar dooie vlee, 1 of 2 vlee, antieke tyd self kan vrot maak. Nou, wat beteken dit vir my en jou vandag? Dit was net een opmerking. Dit is net een sarkastiese opmerking. Dit is net een afkrakende woord vir my man of my vrou. Dit is net een grappie ten koste van iemand. Een ietsie kleins kan baie keer, die grootste impak hê om die hele salf te laat vrot. Wat beteken? Wysheid word geleef nie net in die groot vrae en antwoorde van jou lewe nie. Wysheid begin om die klein oomblikke van elke dag, hoe jy praat, hoe jy werk, hoe jy optree, hoe jy reageer, hoe jy oordeel, hoe jy kies. Dit is waar wysheid gekweek word. Tweede vers, 10 vers 4. As die heerser vir jou kwaad word, moenie jou pos verlaat nie. Kalmte voorkom groot foute. So hier praat Prediker oor reaksies. Iemand raak jy boeie kwaad, jy het al verseker gehad. 'n E-pos wat jy kry, of jou baas, of iemand wat jou bel. En dan raak die situasie verskriklik vinnig gespanne. Jou emosies borrel uit jou uit en dit neem oor. En miskien was jy al ook soos ek in daai situasie, waar jy vanuit die oorkook van jou emosies reageer. Ons sal hierdie teks ken. Niks goed gaan daarvan kom nie. Maar Prediker sê, kalmte kan groot skade keer. Nou, ek dink hierdie vers is vir ons so belangrik vandag. Hoekom? Want ons lewe in 'n wêreld wat vinnige kitsantwoorde beloon. Hoe vinniger jy antwoorde kan gee, hoe beter. Watter AI model gee vir jou die vinnigste, mees korrekte antwoord? So jy wil vinnige antwoord soek, as iemand anders jou nie kan antwoord nie, of jy nie seker is nie, dan gaan soek jy, en hoe vinniger dit is, hoe beter. So ons leef in 'n kultuur wat die vinnige reaksies beloon. Jy antwoord dadelik, jy post dadelik, jy wys dadelik waar jy staan dadelik op, jy laat weet hoe jy voel. Maar wysheid, en Prediker se wysheid vra, wat gebeur in hierdie spasie tussen wat ek beleef, ervaar, voel, en wat ek doen, hoe ek reageer? Nou daai is 'n belangrike spasie.
Ek is die eerste een wat sê ek struikel by hierdie spasie. Maar tog is die Here ook genadig. Want baie skade gebeur wanneer jy daai spasie kleiner maak. En as jy dadelik reageer vanuit jou gevoel of emosie. Maar Prediker sê kalmte, om daai spasie te gee om dalk te pause, kan groot skade keer. 'n derde merker van hoe hierdie wysheid dalk prakties kan lyk, Prediker 10 vers 12 tot 14. As die byl stomp word en nie geslyp word nie, moet jy meer krag gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik. As die slang pik voor hy besweer is, bereik die besweerder niks nie. Die woorde van iemand wat wysheid het, vind byval. Die dwaas vernietig homself met wat hy sê. So hier raak Prediker baie realisties as dit kom oor woorde. Hy sê, woorde is nie net klanke nie. Woorde het rigting, maar ek wil al sê, as jy 'n bietjie wetenskap ken, is 'n vektor vanuit massa, gewig, spoed ook agter dit. Want dit kan ook skade maak. Dit kan opbou, maar dit kan ook breek. Dit het energie. Woorde, ken jy baie goed, sal of 'n verhouding of iemand se lewe kan genees, of dit sal iemand se verhouding verder die brug kan laat afbreek tussen die twee persone. Woorde kan dus ruimte skep, of ruimte maak, of ruimte afbreek. Woorde openbaar, dis nie net wat jy dink nie. Want dit is die punt met inligting, feite, jy kan al die regte feite en inligting hê. Maar woorde vra vir die konteks, vir die situasie, vir die persoon voor jou, wat gaan die impak wees van die woorde? Gaan dit die persoon vorm, opbou, afbreek, afkraak? En die woorde, dwaase woorde begin al klein. Ons het dit gesê, 'n vinnige sarkastiese opmerking. Ietsie skerp, ietsie snedig. Maar as jy weer kyk, dan maak dit daai verhouding, stoot dit die persoon verder weg. Dit maak meer skade, dit het impak. So sê Prediker, 'n dwaas gebruik baie woorde. So nie net het die woorde impak nie, maar ook baie woorde is 'n kenmerk van 'n dwaas wat baie woorde gebruik. Nou weer eens, ek self, as jy nie weet wat om te sê nie, dan babbel jy. En dit is nie wat die Prediker hier vir ons sê nie. Hy sê, soms is stilte spreek meer boekdele as om gevleelde woorde te sê. Ek sal nooit vergeet nie, ek het al in die wêreld ook maar wat ek maar inleef met prediking en opleiding en so, dink mense altyd, as jy jou boodskap te eenvoudig stel, dat dit nie intelligent is nie, dis nie kennis nie, dis nie slim nie. Maar ek sal nooit vergeet, ek het 'n profie gehad wat gesê het, dis juis die professore, die mense wat jou iets leer, wat 'n 2, 3, 4, 5-jarige kind kan verstaan. Dis hulle wat wysheid het. Wat beteken, jy hoef nie die gevleelde woorde te hê om dit in te kleer nie, maar jy moet kan verstaan, internaliseer om te kommunikeer. Nou, dit beteken is wat? Wysheid sê dis woorde is belangrik. Dit sê nie moenie praat nie, maar dit sê daar moet spasie wees, 1, tussen wanneer jy iets voel, optree. Tweedens moet ons besef daar's 'n impak met die woorde wat ons gee. En derdens moet ons besef woorde is kosbaar. Want dit kan opbreek, opbou, afbreek. En ons moet vra, wat het hierdie persoon en wat het hierdie situasie nodig van die woorde wat ek nou gaan spreek. Ek dink vir 'n oomblik in ons eie lewe. Ons lewe in 'n wêreld waar jy dadelik post. Jy stuur dadelik die e-pos. Jy gaan Google dadelik of jy gaan sê dadelik vir ChatGPT, maar dit is nie wat hier staan nie, dit is wat dit staan. So ons reageer dadelik, want ons het toegang tot al hierdie kennis, inligting. Ons soek nou antwoord. Maar ons wil dan dadelik ook met daai woorde as te ware aanval. En ek dink persoonlik baie van dit gaan oor, jy wil wys jy's reg. Dit is nie woorde van wysheid nie, want wat ons sê is wysheid. Wysheid gaan oor, wat is die impak wat mense het? Gaan dit oor om die persoon op te bou, op te beer, of gaan dit oor myself en te kan wys, ek is reg. Dan 'n laaste enetjie, wat ek dink ons moet sê met Prediker 10, is, ons kan dit lees in vers 18. Luiheid laat die dak inval, slap hande laat die huis lek. So in hierdie kort spreuke, wysheidswoorde, sê Prediker hier vir ons,
Wysheid vra ons, leer ons, wat het nou aandag nodig? Wat is nou besig om te lek? Dit is hand aan hand vir my in vers 1, want is die impak, effek van klein goed, as dit kom by 'n lewe kweek van wysheid. Ons het klein kennis, inligting, feite, maar om 'n lewe van wysheid te besef, te leef, te kweek, sê, klein goedertjies is nie klein nie. Hier sê hy, daar's klein goedertjies wat in jou dak besig is om te lek, maar jou huis val nie dadelik in mekaar nie. Jy staan nie enig op en dan val jou huis in mekaar nie. Daar het iets alreeds gebeur en ons het nie aandag daaraan gegee nie. Dalk is dit die dakteels wat lek, dalk is die balke wat begin insak, dalk is dit die muur wat kraak, maar dan gee ons nie aandag daaraan nie. Maar hy sê wysheid gaan oor om te vra, wat is nou nodig? Wat moet nou my aandag vra? Is dit nodig om nou op hierdie post te reageer, of is dit nou nodig om eerder iets anders in my lewe mee besig te wees, sodat ek meer gevorm word in God se beeld? Dit is wat wysheid. Wysheid vra, wat is die volgende stukkie herstelwerk wat nodig is in my lewe om 'n lewe van wysheid te kweek? Nou wil ek oorskuif Nuwe Testament toe, Filippense 1. Dit help ons en gee ons 'n praktiese riglyn oor hoe kan ons dit begin leef? Hoe kan ons leer onderskei wat vra die oomblik, wat vra die konteks? Nou ek lees Filippense 1 vers 9 tot 10. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam kan wees. Nou, die konteks van hierdie brief gee dit vir my 'n groter impak. Paulus is in die tronk as hy hierdie brief skryf, waarskynlik in Rome, so Paulus se toekoms is totaal en al onseker. As ek Paulus was, sou ek bid vir dalk wysheid, dalk krag, dalk uitkomste, maar Paulus doen wat? Hy skryf aan 'n gemeente wat hy liefhet, oor 'n groot afstand. Hy het nie beheer oor sy eie omstandighede nie, en dan bid hy vir hulle om te sê dat hulle waardig sal wees, en dat hulle sal groei. So om waardig voor die Here te leef, het niks te doen dus met goed wat met jou gebeur, en wat jou omstandighede vir jou bepaal nie. Dit het alles te doen met onderskeiding, met die vermoë om in elke oomblik te vra, wat het liefde, getrouheid, genade nou nodig? Want anders sou Paulus hier in sy omstandighede gebid het om uit sy omstandighede uit te kom. Maar hy het hierdie fyn aanvoeling om vir die mense te sê, ek bid vir julle dat julle sal groei in hierdie fyn aanvoeling. Nou, ek sien dit wat Paulus hier doen as Christelike onderskeiding. Aan die ander woorde, let op waarvoor hy bid. Hy bid dat hulle liefde sal groei. Nie dat hulle noodwendig ook in die kennis sal groei nie, maar dat hulle in liefde sal groei, maar dat hulle kennis ook sal toeneem. Nou, dis vir my hierdie mooi fyn lyn van liefde het kennis nodig, maar kennis het ook liefde nodig. Liefde sonder kennis kan dalk baie maklik naïef wees. Liefde sonder kennis kan alles goed praat. Nee, jy ken daai mense. Alles wat jy doen is oukei. Ek het jou lief, maar daar's nie kennis, inligting en daar's nie 'n proses van wysheid, verbetering nie. Maar ook so kennis het liefde nodig. Kennis sonder liefde kan soms korrek wees, maar dit kan ook soms hard wees. Dit kan akkuraat wees en tog iemand se waardigheid totaal en al miskyk. Nou iets wat ek onlangs opgetel het aanlyn van Trevor Noah en Simon Sinek, help my om hierdie beter te verwoord. Geen noodwendig oor liefde nie, maar in hierdie gesprek het hulle gepraat oor wat is die verskil daarvan om nice te wees en om kind te wees, die Engelse woorde. Dan sê Trevor Noah, hy gemaak hierdie eenvoudige voorbeeld. Gestel, jy is in 'n gesprek, in 'n sosiale omstandighede, sosiale gesprek, en hier kom iemand aan, en hy of sy het iets op sy of haar gesig. Dit is baie nice wees van jou, om niks te sê nie. Want as jy iets sê in daai oomblik, gaan dit dalk ongemaklik wees, die persoon gaan dalk skaam wees, en skaam kry, en hy gaan dalk of sy gaan dalk vernederd voel in die oomblik. Maar as jy kind is,
sal jy weet, maar in daai konteks, as ek dit dalk op 'n wyse, meer akkurate, liefdevolle manier doen, kan ek hierdie persoon red van latere shame. So ek kan hom of haar dalk saggies wys, of ek kan dalk een kant toe vat en sê, daar's iets op die gesig, en dan is dit dalk in die oomblik ongemaklik. Maar dit gaan later hulle lewe die ongemak spaar. Dat dit help my om liefde beter te verstaan. Jy sal ons baie keer na mense kry wat liefde jou afkraak en verneder, maar hulle wil jou verbeter, maar is nie in liefde nie. Of jy kry mense wat so lief is vir jou, dat hulle praat elke liewe enkele lewenstylkeuse van jou goed. Nie een van daai is liefde nie. Want liefde het kennis nodig, die persoon leer ken, kennis van die situasie, inligting, maar ook liefde nodig. En dis hierdie mooi woord wat Paulus gebruik. Hierdie fyn aanvoeling, dit is wat ons nodig het. Ek sien dit as die vermoë om die oomblik geestelik te proe. Proe die oomblik en sê, wat het die situasie, die konteks, die persoon nodig? Moet ek met liefde optree? Moet ek fyn aanvoel? Hoe moet ek optree? Dis hoekom Paulus sê, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik neerkom. Met ander woorde, wat maak nou regtig saak? Wat vra hierdie konteks, hierdie oomblik vir my? So, met ander woorde, wysheid is nie net om die antwoorde te hê en dit reg te gooi na mense toe nie. Wysheid vra wat leer, of wysheid is eerder liefde wat leer om te onderskei. En daai fyn aanvoeling is wat God se Gees, wat die gewer van wysheid is, in ons lewe aanwerk en mee besig is om te doen. So ek wil graag afsluit hierdie sessie, net soos die vorige een, deur 'n paar praktiese oefeninge vir ons te gee van hoe ons kan leer om te onderskei. Hoe kan ons hierdie fyn aanvoeling aanleer? Nou baie eerlik van die begin af, Bybelse wysheid is nie 'n tegniek nie. Asseblief moet dit nie by my hoor nie. Ek kan nie vir jou 3 vrae gee, 10 stappe gee. Dis soos 'n hele Bybelskool. Jy kan die feite, kennis, inligting hê, maar nog steeds dwaas leef. Maar hoe kan ons hierdie inbou in ons lewe, sodat ons daar kan 'n lewe van fyn aanvoeling en wysheid aankweek? So in hierdie week, die eerste vraag. Wat vra liefde hier in hierdie oomblik vir jou? Paulus bid dat liefde sal groei in kennis en fyn aanvoeling. Dit beteken liefde is die beginpunt, maar dit is nie iets wat vaag of soetsappig of sentimenteel is nie. Dis Christus vormende liefde wat ons in die Nuwe Testament sien hang aan 'n kruis. Waar moet jy met liefde optree? 'n Tweede vraag. Wat moet jy raak sien voor jy reageer? Met ander woorde, hoe kan jy die spasie tussen wat jy voel en jou reaksie verleng? Prediker leer ons om die dag en die oomblik te lees. Prediker het gesê, daar's 'n fyn aanvoeling, 'n geestelike persepsie. Wat beteken, wat sien jy dalk nie raak nie? Wat is die konteks? Wat is die geskiedenis? Wat is dalk die persoon se motief? Wat is die emosies wat in jou opkom en tree jy op vanuit jou emosies? 'n Derde vraag wat jy kan vra. Wat maak nou regtig saak? Filippense 1:10 so mooi gepraat van om die dinge te onderskei waarop dit werklik op neerkom. In 'n wêreld waar alles dringend is en alles is noodsaaklik, moet jy jouself vra, wat maak nou werklik saak? Waar is daar kraak in jou lewe? 'n dak wat begin lek, wat aandag nodig het. Jy kan nie môre beplan nie, jy kan nie môre beheer nie, maar jy kan nou in die konteks, die oomblik waar jy is, vra, wat kort aandag van jou? So die 3 vrae. Dit is nie noodwendig vir jou mantra of 'n 10-stap proses of 3-stap proses nie, maar is dalk vrae wat jou taal kan gee om 'n lewe te kweek van wysheid. Want wysheid vra 'n soort teenwoordigheid, 'n bereidheid om voor God te gaan staan in die oomblik en te vra, Here, wat vra U nou van my? En help my om reg op te tree, my woorde mooi te tel, die krag en impak van my woorde te besef, maar om altyd deur die filter van U liefde te leef. So ek sluit af. Ons het vir 2 weke saam gereis oor hoe belangrik is wysheid in 'n era van antwoorde.
Ons het begin vra laasweek en te kyk wat's moontlike verskille tussen kennis, inligting en antwoorde en wysheid. Ons het gesien dat antwoorde nie genoeg is nie. Ons lewe in 'n wêreld waar jy 20.000, 20 miljoen oneindige hoeveelheid antwoorde kan kry. Ons het kennis nodig, maar kennis alleen kan ons nie vorm nie. Ons het antwoorde nodig, maar antwoorde alleen maak jou nie wys nie. Ons het wysheid nodig. Wysheid begin met die vrees van die Here, word sigbaar in jou karakter, hoe jy jou lewe leef voor die Gees, en dit help jou om te onderskei oor wat werklik saak maak. Vanaand het ons al 'n bietjie meer prakties geraak en te vra, wat vra elke oomblik van jou voor God? Op 'n goeie dag wees bly, op 'n slegte dag dink na. Wanneer jy kwaad is, hoe kan ons stadiger is? Wanneer jy praat, wees versigtig en weeg en tel jou woorde. Mag ons hierdie Bybelskool ter harte neem. Mag God deur sy woord en deur sy Gees ook ons wyser maak. God se wysheid, wat ons altyd met liefde optree en nie noodwendig die strewe van vrae en antwoorde nastreef nie, maar 'n lewe probeer kweek van wysheid, waar ons gevorm word deur die Gees, wat ons help tree gee in sy rigting, maar ook help vorm terwyl ons dit doen. Baie dankie dat jy ingeskakel het in hierdie 2 weke. Dit was vir julle 'n Godgegewe ervaring. Mag julle sy genade en vrede en liefde beleef. En ons sien julle by 'n volgende geleentheid. Totsiens. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.